Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. Goeienaand, liewe broers en susters. Hartlik welkom by ons weeklikse bidtuur. Wat 'n voorreg is dit om weer vanaand saam met u rondom die woord van die Here te kan vergader. Ons sê dankie vir die Here dat hy ons tot hiertoe hierdie week gedra het en mag die boodskap wat vanaand sal uitgaan tot seën wees vir elkeen van ons. Kom ons word stil voor sy aangesig. Ons slaan ons so op na die berge. Waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp is net van U, o Here, wat hemel en aarde geskaap het, wat nooit laat vaar die werke van die hande nie, en wat altyd getrou bly. Amen. Broers en susters, ek lees vir u vanaand uit Deuteronomium hoofstuk 30, vanaf vers 18 tot 19. Maar ek verkondig vandag aan julle, as jy van die Heer af wegdraai en hom nie gehoorsaam nie, en as jy jou laat verlei om ander gode te vereer en te dien, sal julle almal omkom. Julle sal nie lang bly woon in die land wat jy in besit gaan neem, sodra jy deur die Jordaan getrek het nie. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Tot sover, liewe broers en susters, die woord van die Here. Jy weet, baie mense het die vermoë verloor om sinvol te lewe. Hulle bestaan slegs van dag tot dag. Hulle is onlosmaaklik geketting aan 'n vervelige sleur bestaan. Elke dag is maar net vir hulle routine. Broers en susters, hulle hunker net na die dag van hulle aftrede, of eendag as hulle oud is en kan sit en niks doen nie, en dit is maar al waarvoor hulle lewe. Maar Christus Jesus het egter nagedruk en gesê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Deur Christus se verdienste het ons genade ontvang om 'n vol en 'n ryk lewe te hê. So, wat moet ons doen? Ons moet dus vir Christus ook kies. Om vir hom te kies is om lewe te kies. Hy omskep die gewone en alledaagsheid van 'n kleurlose bestaan, ek wil amper sê 'n vervelige roetine. Hy omskep dit in 'n bruisende en tintelende lewe. Hy is die bron van oorvloedige lewe en hy wil dit vrylik, en hy het genade aan elkeen van hulle gee wat dit van hom vra. Soos die son ons bron van energie is op aarde, so is Jesus Christus ook die bron van energie en dinamika vir ons as gelowiges. Hy skep verandering sonder om self te verander en hy maak alles nuut. Hy laat ons die geheim van die ware lewe ontdek en sy Heilige Gees help ons om op die lewe gefokus te bly. Oorvloed is om by hom te kry, oorvloed van genade, oorvloed van krag, oorvloed van 'n opwindende lewe. En liewe broers en susters, die Here Jesus Christus leer ons om so te lewe dat ons bevry word van ons ou en doellose bestaan. Hy help ons om weer 'n nuwe geur van die lewe te kry en ook om 'n nuwe geur te versprei, soos die naam van ons gemeente, die lentegeur, te versprei. So wat gaan ons keuse wees? Gaan ek my daaglikse
vervelige roetine kies? Of gaan ek kies om 'n vol lewe vir Christus te hê? Die lewe, liewe broers en susters, word met betekenis gevul elke keer wanneer Jesus dit binnetree. Mag Jesus in ons lewe tree, mag hy ons beker vol maak, mag dit oorloop van sy goedheid en van sy liefde. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord wat vir ons vul met liefde en goedheid. Baie dankie, Here, vir u liefde vir ons. Wil u vir ons as gemeente kom seën. Dankie, Here, dat u vir ons nog tot dusver gedraai het. Here, u is bewus van ons omstandighede. U is bewus van ons gemoedstoestand. U weet wat ons ervaar in ons daaglikse lewe in ons land, die COVID-pandemie wat ons almal een of ander manier beïnvloed. Maar Here, u is met ons. U is die sonskyn. U is ons energiebron. Dankie, Here, dat ons nog steeds aan u hand kan vashou. Kom lei vir ons verder, bind ons met die band van liefde en wees ons genadig in die naam van Jesus. Amen. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in his hand. He knows my name. Knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me his own. When I call.
Liewe broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee, vandag en tot in ewigheid. Amen.